Goeiedag, baie welkom. Ek en Liesel sit vandag saam met Elizabeth wat nou deur 12 weke in 'n proses is by die rehab. En onthou die eerste video wat ons saam met Elizabeth gepraat het, het sy vir ons 'n bietjie agtergrond gegee van wat in haar lewe verkeerd geloop het. Nee, Elizabeth, gee vir ons 'n bietjie, vertel vir ons, kan jy onthou hoe dinge in jou lewe was en hoe jy jou antwoorde gaan soek het by dinge in die wêreld? Toe ek hier kom, was ek stikkend geweest Ja. binne. Ek was baie seer geweest oor Ja. baie dinge wat gebeur. Ek het my lewe verander met die knoppie, omdat ek die seer wil vervang met Ja. die knoppie. So jy het Noppe gebruik net om te survive amper, nee? Net om Yes. te leef. Net om te leef, Ja. elke dag. Ja. Uitgegaan, geld probeer kry, Mm. en knoppie. En toe ek rehab toe gaan, ek was stikkend. Mm. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het net geweet ek is teleurgestel in mense, maar dat ek myself moet eers regkry, want ek kan niemand die skuld gee nie, maar myself. Ek dink wat gebeur is baie kere in hierdie lewe stel mense so teleur. En in die proses maak jy ook maar mense seer. Mens maak ook maar mense seer. Maar in die proses maak 'n ou mense seer en mense maak jou seer. En dan wil 'n ou jou antwoorde gaan soek in die dinge van hierdie wêreld, nê. Want dit voel net jy kan nie meer dit cope nie. Ja. En so was dit in jou geval. Ja, en my lewe was anders dat ek weggedraai het van die kerk af, enige iets wat my kan help. En so, het is asof ek die Here vergeet het. Ek het van die pad af gegaan en so die dwelmpad gekies. En nou is ek by Hope Revolution, Ja, waar daar Christelike dienste is en so aan. En ek voel ek raak sterker. In ons vorige gesprek het jy gesê, het ek vir jou gevra, ek weet jy het seer, ek weet jy het pyn en toe het ek vir jou gevra, glo jy dat Jesus jou kan heel maak? En jy het vir my gesê jy glo dit. Yes. En ek sien amper daai eerste afspraak wat ons gehad het, hoe jy uitgeroep het, soos wat die vrou wat met bloedvloeiing, sy wou net so aan Jesus vasgryp en hoe jy aan hom vasgryp. En dan stuur hy mense op 'n ou se pad wat jou disippelskap gee, wat jou lei. Want Jesus red jou dadelik. Hy aanvaar jou, jy is sy dogter. Hy aanvaar jou. Hy maak jou skoon. Hy vergewe jou. En dan sê hy, maar dan moet jy hierdie pad van heiligmaking waarvan ons praat stap. En dan stuur hy mense op jou pad wat saam met jou, en so was Hope Revolution saam met jou in hierdie proses. Is nou 12 weke. Vertel vir ons bietjie in hierdie 12 weke, wat het gebeur in jou lewe? Ek het nou die dag alles opgesom in 'n forgiveness prayer. Ja? Forgiveness prayer. Yes, wat ek neergeskryf het. Waar ek vir die Here moes vra om my te help om myself te vergewe. Ja. En dan ook ander mense te vergewe. En so, ek het niks meer wat my so seer maak teenoor ander mense. Daar's niks, ek het vergewe wat hulle gedoen het aan my, maar wat ek aan hulle gedoen het, vir ek ook vergifnis vir die Here. So, wat is vir jou moeilik by Hope Revolution? Waarmee het jy die meeste gestoei in hierdie laaste 12 maande? Ons weet jy was op sigarette. Ja. Ja, dit was dit moeilik. Dit was moeilik. Nie die knoppie nie, die druk self nie, maar die En hoe lank is jy nou skoon? Ek is actually meer as 3 maande al daar. Ja. En ek het skoon gegaan 2-3 weke nadat Jy met die daar aangekom sigarette, het. ja. Maar met die knoppie het ek metadou gehad vir 4 dae, waar ek het 1 gevat het en dan half en klein bietjie minder en klein bietjie, tot dit 'n paar druppeltjies was. So daai is baie kere vir mense wat kyk en wat deur hierdie moeilike tyd gaan, is dit vat baie wilskrag. Dit vat baie iets van jou, want daar's baie onttrekkingssimptome. Hoe het jy jou krag daar gekry? Ek dink is die Here, want ek het deur niks pyn gegaan nie. Wow. Ek het deur niks pyn gegaan nie. Ek het net simptome gehad soos agitating in my legs, maar ek het nie pyn gehad nie. So ek dink is als deur die Here dat hy my gehelp het, dat ek nie eens pyn deurgaan nie. That's amazing. Nee? Net emosies deurgegaan het. Ja. En by Hope Revelation het hulle jou ondersteun en bygestaan. Daar was seker tye wat dit so 'n bietjie moeilik gegaan het ook. Yes, mentor India en mentor Teflon. Yes. Ja, moeilike tye.
moeilike tye. Liesel? Ja, Jy lyk pragtig. dankie. Jy lyk pragtig. Die Mhm. vrou wat ons, daai gebroke vrou wat ons daai eerste paar keer gesien het en selfs toe ek dink omtrent 'n maand terug by jou was Ja. en wat ek nou sien, jy straal sommer. Vertel vir my 'n bietjie meer van jou pad met Jesus self. Vertel vir my wat se pad jy loop op die oomblik. Daar's elke dag waar ons devotions het. En dit help my elke dag om iets meer te leer omtrent God. Elke aand het ons weer bidtyd en so aan. En elke keer leer ek net meer. En vir my voel dit of ek bietjie vir bietjie groei. Daar's lig elke dag in my lewe. So Pastor het nou vir jou ook gevra, dit sou baie moeiliker dalk gewees het as jy hierdie pad op jou eie gedoen het. Hoe kan jy as jy nou so terugkyk van toe jy daar begin het en selfs die eerste keer toe ek jou gaan sien het ons jou graduation gedoen het, en tot nou toe. Ek sal dit nie alleen kan gedoen het nie sonder die mentors en van die studente nie en ook nie sonder kerk se hulp nie. Op my eie sal ek nie kan. Jy sien die Bybel is jou antwoord, nê? Ja. Die Bybel gee Vader vir ons. Hy sê, as jy my woord bestudeer dag en nag, dan sal jy wel geluksalig wees in alles wat jy doen. Yes. So jou antwoorde vir alles is in die woord. Dit is Ja. in die woord. Ja. So daarom moet jy, en dis wat die Hope Revolution jou leer, is om ook in die woord Yes. afhanklik te wees van die woord. Want die woord is jou brood Ja. elke dag, nê? Ja. Toe ons die eerste keer saam gesels het, toe sê jy vir my, jy is bang. Yes, ek was Jy was baie bang, geweest. nê? Ek Jy het was gesê daar's bang. mense wat jou volg en vir jou kyk en Yes. nee. Ja. En so is dit in die demoniese geeste, is dit so, die vyand hy wil mens vashou ensovoorts. Maar nou ervaar ek dat jy daai is nie so meer so bang nie. Nee, ek is nie meer so bang nie. Ek is ook nie meer so seer nie omdat ek vergewe het Ja, en myself ook vergewe het. ja, Maar ons moet nog steeds versigtig wees. ja. En Jesus sê dit, hy sê vir sy disippels, bid dat julle nie in die versoeking kom nie, nê. Soek. Maar dis weer eens daar waar ons net aan Jesus vashou. Ons hou aan hom vas, nê. Ja. En dat hy ons die leiding gee, want hy is ons goeie herder. Yes. Ja. Ek dink vandag is daar baie mense wat dalk na hierdie program kyk en dink, ek het 'n kind of ek het 'n dogter of ek het iemand of ek self soos Elisabeth voel ek is op die ashoop van hierdie lewe. En miskien het jy seer en jy's gebroke en Jesus het jou net so lief soos wat hy vir Elisabeth het. So ek wil net vandag saam met jou bid en saam met Elisabeth bid. Ek en Liesel, en ons wil jou hand in Jesus se hand sit. Hy is ons lewensredder. Hy is ons verlosser. Hy is die een wat jou uit situasies en omstandighede kan uithaal. So ons wil saam met Elisabeth bid, ons wil vir jou bid wat daar seer het en net saam met jou hierdie pad geestelik vir ons vandag eintlik net jou hand in Jesus se hand sit. Hy is die goeie herder en vertrou. Ons sien uit. Ons sien uit hoe daai potjie gaan oorloop van sy olie en sy lewe. Jy het so baie wat jy nog vir mense kan beteken. Weet jy dit, Elisabeth? Jy gaan nog baie vir mense beteken. En jy het purpose hier op aarde. So ons sien uit in hierdie journey. Rolf, kan ek net bylas vir elke follower wat die mooiste boodskappe en gebede stuur vir Elisabeth. Baie dankie. Moenie ophou nie. Hou aan asseblief. Ons sussie Baie opdra dankie. en dankie dat julle die pad saam met ons stap. En vir bid, hou aan bid vir Elisabeth en vir Hope Revelation wat haar hande ondersteun en Maya is haar leiers of teamleaders wat saam met haar is, dat Vader hulle ook sal seën in die amazing werk wat hulle ook doen. So kom ons bid so saam met Elisabeth. Daar is hy. Vader, ons wil vandag vir Elisabeth net by jou voete kom neerlê. Vader, U is 'n God van wonders. Vader, ons dink ons menslike pogings doen iets. Nee, Vader, ons is net die hande en die voete. Dit is U wat vandag die pottebakker is en Elisabeth is in U hande. En deur Jesus se wonde is daar vir haar volle genesing. En dat U haar oprig na dit wat U nog altyd vir haar het. En dat dit nie te laat is nie en dat sy nie te ver van die pad afgedwaal het nie. U kom haal haar, U kom haal daar 'n verlore skapie en U bring hulle terug huis toe.
want U is lief vir hulle. En ek weet, Abba, U oë is op Elisabeth. En daarom bid ons dat U haar sal toevou, haar sal dra, Vader, en dat U vir haar nuwe krag sal gee. Lei haar op hierdie pad. Dat sy nooit weer sal terugdraai na daardie plekkie van gebrokenheid en seer nie. Ek bid nou deur Jesus se wonde vir volle genesing. Maar Vader, ek wil ook vandag bid vir elke een wat na hierdie boodskap luister en wat gebroken is en seer het. En of wat iemand ken wat stoei. Vader, ons wil van daardie elke persoon in U hande kom sit. Ons wil hulle hande in U hand kom sit. Vader, dat U oë hulle vandag ook sal raak sien en deur Jesus se wonde dat hulle sal terugkeer na U. U is nog steeds 'n God van wonders en ons wil net al die eer aan U gee. Dankie Vader. Dankie vir dit wat U doen. Dankie vir dit wat in Elisabeth se lewe gebeur. Die sprankel na oë en ja Vader, hoe sy net nog honger na U. Geef haar, bedien haar Vader, beklee haar met U waarheid en leer haar dat sy uit U oë uit sal sien hoe belangrik sy is, dat sy 'n kind van U. Dankie, sy is 'n dogter van U. Sy is 'n dogter van die Allerhoogste. Dankie Vader, ons loof en ons prys U. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie Elisabeth, mag Vader jou seën en sterkte met hierdie journey, hierdie pad van heiligmaking en mag jy net groei en mag jy daai pot wees in sy hande. Dankie Elisabeth.